Goeiemôre geliefdes en baie welkom by hierdie week se aanlyn erediens. As gevolg van die nuwe inperking en die situasie waarin ons is in ons eie dorp met so toename in ons COVID-19 gevalle, het die 3 gemeentes op die dorp besluit om ons gesamentlike eredienste vir die vakansie weer terug te skakel na aanlyn eredienste en dat ons dan in Januarie weer die besluit sal heroorweeg en dit met julle sal kommunikeer wat die besluit is en wanneer die dienste dan weer sal hervat binne die kerkgeboue. So vir nou kom ons weer nie by mekaar binne die kerkgebou nie. Maar is my gebed dat ons deur die krag van die Gees sal beleef hoe God ons saambind, spesifiek in hierdie feestyd. Hoe God steeds van ons een liggaam maak, in geloof, in liefde en in vrede. So vandag is die Sondag van liefde. Vandag is die Sondag waarop ons Christus se liefde vir ons vier. En spesifiek met die verwagting waarmee ons leef in hierdie tyd op pad na Kersdag wat Vrydag gevier word. Dink ons vandag aan Christus se geboorte. Ten spyte van 'n jaar vol hartseer, vrees en so baie uitdagings, is ons weer hier, op hierdie plek, Kersfeestyd. Die wonder van Kerstyd maak om een of ander rede net vir my hierdie jaar soveel meer sin. Hoe daar in moeilike omstandighede, terwyl daar soveel kragte en magte is wat probeer om God se koninkryk oor te neem en mag daaroor te kry, dan kom God en hy kom bring vir ons, sy kinders, vrede op aarde. En hy doen dit nie met gevegte nie, hy doen dit nie met strydwaans nie, hy doen dit deur die teenwoordigheid van onsself, die Immanuel, God met ons. Jesus Christus, ons verlosser, my verlosser, jou verlosser. En daarom is hierdie tyd van Advent so 'n spesiale tyd ook vir ons. Hierdie afwagting om net weer Christus se geboorte te kan vier, net weer mekaar te kan herinner waarom ons leef, wat die doel is in die lewe. En ons gaan spesifiek bietjie gesels oor ons doel in die lewe. En wat ons doel is spesifiek in hierdie tyd, in die tyd van wat ons seker nou maar kan benoem, die tyd van COVID 2020, wat toe nou nie net 2020 gaan wees nie, maar ons weet, ons gaan 2021 ingaan, en dit gaan steeds deel wees van ons lewens. Hier op die 4de Sondag van Advent, fokus ons op die ouers van die Here Jesus Christus. Die ouers wat moes gereed maak vir die geboorte van hulle kindjie. Hy wat verwek is deur die Heilige Gees en as verlosser van die wêreld gebore is. En op hierdie manier kom uiteindelik God se beloftes van soveel jare tot vervulling. Ons gaan kyk na die groter storie van die begin van die Ou Testament af en hoe dit uiteindelik uitspeel in die geboorte van die Here Jesus Christus. Want ons lees in Jesaja 7 vers 10 tot 16 reeds dat die geboorte van 'n kind deur Jesaja voorspel word. Dit bemoedig Agas dat die God vir sy volk sal sorg. Die volk maak staat op die Here se goedheid. Hulle bid en herinner die Here aan sy goedheid. En hy vra dat hy sy goedheid aan hulle bevestig. Dit kry ons in Psalm 80. Jesus Christus is die Seun van God, wat alles kom doen het sodat die wêreld gered kan word, sê Romeine. Dit moet wêreldwyd vertel word. Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Aan almal in Kraddock, in die land wat vanoggend na hierdie boodskap luister, in die wêreld, vir wie God lief het en wat hy geroep het om aan hom te behoort. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, wat
deur die krag van die Gees in ons woon en deur ons werk. Amen. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal ek elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoediges in hulle ewewaan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom, deur te dink aan sy belofte van ontferming soos hy dit toegesê het aan sy voorvaders, aan Abraham en sy nageslag, tot in ewigheid. Die woorde uit Lukas 1 vers 46 tot 55. Maria se loflied. Kom ons sing saam met Maria 'n loflied. Ere aan God in die hoogste hemele. En vrede op aarde vir hulle wat die welbehae beleef. Amen.
Sondag is die Sondag van liefde. En gewoonlik sal ons 'n pink kers aansteek, maar ek het sommer die wit kers uit my huis uitgevat, omdat ek weet dat die kans dat meeste van julle eerder 'n wit kers sal hê is groter. Die wit kers is eintlik die simbool van Christus en Christus se teenwoordigheid in ons lewe, wat alles saamgevat word in die tyd van Advent, die vreugde, die vrede en die liefde wat ons in Christus beleef. En vandag spesifiek gesels ons oor liefde. En omdat dit die Sondag van liefde is, bevestig God sy liefde aan ons deur die storie van Jesus, die verwagting van Jesus se geboorte. Want ons beleef die werklikheid dat 'n maagd swanger geword het en 'n verlosser van die wêreld verwag. Ons word geroep om hierdie liefde te leef te midde van 'n harde en 'n liefdelose wêreld. En in hierdie feestyd wat alles soveel vreemder is, ons weer eens soveel planne moes verander, is vir my die een ding wat bly staan. Die belangrikheid van familie in hierdie tyd. Dat God familie, 'n familie gebruik het om 'n nuwe fase te begin, 'n nuwe tyd te laat aanbreek. 'n Christus gebore te laat word. En jy kan vandag vir my sê, jy sit alleen vandag in jou huis en verlange na familie. Maar ook jy het hier gekom op een of ander manier. Deur 'n ma en 'n pa, 'n familie. Ook jou lewe het tog iewers begin met 'n familie. En my gebed vir julle is dat ook julle wat dalk vandag alleen sit en in hierdie feestyd nie by familie kan wees nie, om te weet, in Christus is jy ook deel van sy familie, 'n gemeenskap van gelowiges en die Gees self bind ons saam. Voordat ons dan vanoggend se skriflesing gaan doen, kom ons word vir 'n oomblik stil en dan bid ons saam. Here God van liefde, U omarm ons met U genade. U ontmoet ons in U liefde. En U laat leef ons in U guns. Here, mag ons in hierdie tyd wat vir ons aanbreek, mekaar herinner aan U liefde vir ons en ons liefde vir mekaar. En mag daar ook vir ons as gemeenskap van gelowiges, as familie in U Here, 'n nuwe tyd aanbreek. 'n Heerlikheid, 'n lewe met 'n doel vir U ons Here. En my gebed is dat ons regtig elkeen 'n nuwe doel sal ontdek en net weer opnuut vir mekaar sal herinner en waarom ons leef. Here, dis 'n moeilike jaar hierdie. En die jaar stap na sy einde toe en ons het nooit gedink dat ons ook die nuwe jaar gaan instap so nie. Mense sterf, mense raak siek, maar Here, een ding verander glad nie, en dit is U liefde vir ons, en daaraan hou ons vas. Seën elkeen wat vandag U woord hoor. Amen. So, ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas uit. Maar as ons gaan kyk na God se verhaal van die Ou Testament af, dan vertel die Bybel vir ons in die groot verhaal van die skepping van alles af tot by die herskepping met die nuwe hemel en die nuwe aarde. Vertel die verhaal vir ons die betrokkenheid van God in die wêreld. Sy liefde vir mense binne alle fasette van die wêreld. In hierdie verhaal van God wat ons, hierdie groter verhaal as ons daarna gaan kyk, is 'n storie saam met mense wat strek oor eeue en eeue heen. En vandag is ek en jy deel van hierdie groot storie van God. Elke persoon waaroor ons in die Bybel lees, vervul 'n rol in die verhaal van Adam af, regdeur Abraham, tot by Esra en Nehemia. Selfs hoeveel skirminkels was deel van hierdie spel
sondaars, mense soos ek en jy. En soms sien ons dat God op onsigbare maniere ook werk. Met konings, amptenare, slawe, buitengewone mense, in buitengewone omstandighede. Wat vir my egter wonderlik is van God se storie waarvan ons lees in die Bybel en hoe ek elke dag sien God se storie ook in ons lewens uitspeel, is die belangrike rol wat die mens daarin speel. Ons sien God in mense, in hulle keuses en in hulle lewens. Ons beleef God op soveel plekke in ons eie lewe. En so was God ook in die storie van Josef en Maria. En die Matteus Evangelie waaruit ons gaan lees, Matteus 1 vers 18 tot 21, skryf die perspektief meer vanuit Josef se oogpunt. En daar staan: hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van die Here Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde, Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wow. Josef, gewone ou, wat amper sy verloving met Maria verbreek het, omdat hy haar nie tot skande wou bring nie. Het 'n ontmoeting met die Here, en die Here herinner hom, hierdie kind kom van God af. Hy is deur die Heilige Gees verwek. En dan sê hy vir hom, hierdie vrou sal 'n seun in die wêreld bring. En dan noem sy ook vir hom wat hy hom moet noem. Hier word Jesus ook sy naam gegee, Jesus. Immanuel, God met ons. Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. En dan is ek vandag so dankbaar vir 'n Josef wat getrou was aan die Here. Want so ken ons hierdie Jesuskind. Die asem wat deur ons lewens blaas, die liefde wat ek en jy ken, die vryheid wat ons in hom kon beleef, die verlossing wat ons deur hom kan ervaar. En soos ons in afwagting tot Kersfees leef, besef ek, juis in hierdie tyd, die wonder van Kerstyd, die wonder van Christus se geboorte. En dit het alles begin by 'n familie, 'n ma en 'n pa, 'n Maria en 'n Josef, wat in getrouheid 'n kind gehad het. I have traveled
gesels vanoggend oor die wonder van Kersfees. Dat daar vir ons 'n Here Jesus Christus gebore is, om vir ons in liefde verlossing te bring. En so het alles begin by 'n gesin, 'n familie, 'n Maria en 'n Josef, wat op die ou ende moes sê, Here, hier is ek. Wat 'n kind in die wêreld sou bring, wat deur die Gees verwek is. En in hierdie hele gedeelte sien ons 5 rolspelers. Ons sien die Heilige Gees, uit wie Maria swanger geraak het. Ons lees van Maria, die moeder van Jesus, die verloofde van Josef, wat deur God gekies word om aan Jesus geboorte te gee, en beskerm word teen uiteindelik 'n stuk verwerping ook, waarvan ons hier lees. En dan lees ons van Josef, Maria se man, verloofde nog op daardie tyd, wat baie regverdig geleef het, volgens die wet van die Here. Hy was baie wetsgehoorsaam. Hy wou haar ook nie in die openbaar verneder nie, so hy was nogal 'n goeie ou, die Josef. En hy wou eintlik maar so half in die geheim nou hierdie ding tot 'n einde bring. Maar tog, na ontmoeting met die engel en met die Here, is hy oortuig dat hierdie kind die Jesus is. Dat hy vir hierdie Jesus 'n aardse pa moet wees. Hierdie kind wat verlossing vir die wêreld sal bring. En dat hy vir Maria moet beskerm ook as lewensmaat. En ons sien dit in die verhaal soos dit volg. Ek en jy wat die storie verder ken, weet ook hoe Josef haar beskerm het. Dan lees ons in hierdie verhaal van die engel van die Here wat in 'n droom aan Josef verskyn en hom intrek in God se plan. God se plan met Jesus. En die duidelike band wat eintlik hier tot vervulling kom. Hierdie beloftes wat ons gelees het van die Ou Testament, wat hier uiteindelik tot vervulling kom. Hierdie verwagte Messias word gebore. En dan ook die opdrag wat aan Josef gegee word, deur die engel, aan die hand van die openbaring oor wie net die afkoms van Jesus nie uit die Heilige Gees nie, maar ook sy toekoms. Hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Hier openbaar word. En dan sien ons ook in hierdie gedeelte waar die engel vir Josef sê, wat is hierdie kind se naam? Hierdie kind se naam sal wees Jesus. Die seun waaroor dit ten diepste in die gedeelte gaan, die verlosser. Immanuel, God met ons, waar hy gebore word. Dit is baie duidelik in hierdie gedeelte dat Josef nie met Maria gemeenskap gehad het nie. En ons almal weet al die intrige wat daar rondom is. Die vreemdheid daarvan. Want hoe is dit moontlik? Want in die samelewing toe, as Josef tog met haar gemeenskap gehad het, wat hoe gaan hy nou bewys dat hy nie het nie? Want alle tekens wys baie duidelik dat hy moes met haar gemeenskap gehad het. Maar hy weet, en Maria weet wat die waarheid is. En hierdie ongelooflike wonderwerk wat hier gebeur, wat vandag vir my en jou 'n gelooflike moment is in ons eie geloof, raak hierdie wonder van die lewe, raak hierdie wonder van ons geloof, raak hierdie wonder van ons pad, ons storie saam met God, die wonderwerk, dat daar 'n kind deur die Gees gebore is. En dan is dit vir my die wonderlike ding is hoe sentraal familie in hierdie gedeelte staan. Ek is baie bewus die afgelope tyd en in my eie boodskap ook vir Kerstyd aan my geliefdes is hierdie hele gedagte dat it all started with a family.
That's where it all started. En dit is waar dit vir my en jou begin het, by 'n familie, 'n Maria en 'n Josef. Die konteks wat God kies om hierdie groot transformasie te bring in die mens se geskiedenis, word in werking gestel deur 'n familie. 'n Familie wat in God liefde vind. 'n Familie wat saam met God op hierdie pad gaan. 'n Familie wat 'n nuwe lewe en deur ook 'n kind 'n nuwe storie laat begin. Daarom is familie vir my so belangrik, die huwelik so belangrik. Hoe ons in verhouding staan met mekaar in die wêreld so belangrik. Want dit vertel van God, dit vertel God se groter storie vir die wêreld. En op die plek natuurlik waar ek is, en waar ek in die volgende 2-3 weke 'n nuwe kind verwag, 'n dogter, nog 'n kind deel word van hierdie storie van God, is ek so diep bewus en dankbaar vir God se groot verhaal in my lewe, in my gesin se lewe, in my familie se lewe. En hoe ek net opnuut besef hoe God in ons lewens werk. En ten spyte van soveel hartseer, soveel uitdagings, soveel moeilike omstandighede op hierdie stadium in die wêreld waarin ons leef en al die magte wat teen mekaar inspeel, die risie wat daar is binne die kerk, ekonomies, polities, dan bid ek en ek vra Here, mag ons die wonder van U sien in hierdie tyd. Mag ons die wonderwerk beleef, dat Christus ons kom verlos en bevry van al hierdie pyn en al hierdie hartseer. En mag ons as familie en ook in persoon in ons verhouding met God weer 'n doel vind. Mag ons hierdie Jesus vind, hierdie Immanuel wat deur die Heilige Gees in Maria verwek is, hierdie wonder wat gebeur het. Mag ons ook weer hierdie wonders in ons eie lewens raak sien. Want hierdie storie het natuurlik nie opgehou nie. Die storie waarvan Josef en Maria en Jesus en ek en jy en ons bure en ons familie en ons vriende en almal deel is God se storie. Dit moes nie gestop by die geboorte van die Here Jesus Christus nie, inteendeel, dit het 'n nuwe wending aangeneem. En dit het ook nie gestop by die kruis nie. Dit het weer 'n nuwe wending aangeneem. En dit het nie in maklike omstandighede gebeur nie. Ons weet dat Jesus is in vrekkend moeilike omstandighede gebore. Juis in moeilike omstandighede gebore. En binne hierdie wroegtyd van die lewe, in hierdie tye, terwyl daar soveel uitdagings in die samelewing is, daar magte is wat die koninkryk van die Here probeer crash. Dit is in hierdie tyd, wanneer God sy plan, sy doel, laat flourish. Sê, hier is die Here Jesus Christus. Hy sal vir julle die vrede op aarde bring. Hy is die God met ons. Dis dieselfde vir my met ons. Die wêreld is so vol kompeterende verhale. Verhale wat sê, dit is belangrik om voorspoed en geluk na te jaag. Anders sê, ons lewensdoel moet wees om mag na te streef. Om jou eie veiligheid te probeer waarborg. Anders sê, daar is geen doel in die lewe nie. Ons is bloot toevallig hier die produkte van 'n eindelose toevallighede. En as ons sterf, is ons net weer deel van die groot poel materie en energie waaruit die omgewing bestaan. Anders sê, daar is niks absoluuts in die wêreld nie. Jy kan maar glo wat jy wil, kies wat jou werk, wat vir jou werk, solank almal dan net ook kan kies wat vir hulle werk. En is te midde van hierdie
kompeterende verhale, waarin ek en jy as kinders van die Here 'n pad moet vind. Maar die Bybel en die Bybelse verhale en hierdie groter storie kom leer vir ons dat die doel van die lewe is nie om geluk te vind nie. Die doel van die lewe is om God te vind. Alles in ons lewe, wie ons is, wat ons het, wat die Here aan ons skenk, alles vind sy doel in 'n verhouding met God. Die doel van die lewe is nie om voorspoedig te wees in terme van besittings nie, maar in terme van jou begrip in verhouding met God. Dan beleef jy sin en betekenis. Dis in verhouding met God wat dinge sin maak, lewe sin maak. Die doel van die lewe is nie om mag na te streef nie, maar om jou oor te gee in die hande van die almagtige God. En as daar een van die vele goed is wat ons in hierdie jaar geleer het, maar ek dink die een ding wat reg deur die jaar uitgestaan het, in ons boodskap van die Here af, in die woord van die Here, is dat aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. Dit sê die Here Jesus Christus self. En dan sê hy, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my kinders wees tot die einde van tye, tot in alle ewigheid. Vertrou op die Here. Laat toe dat hy beheer het oor wie hy is, wat jy het. Op die ou ende het ons 'n keuse om te maak. En ons kan kies om, soos Josef dalk, eerder te kies om die verloving te breek. Ons sou kon kies om saam te gaan met die gejaag van die wêreld. Ons sou kies om hierdie jaar nie die hartseer en die negatiewe nie swaar raak te sien en mismoedig te wees in hierdie feestyd. Of ons kan kies om die wonder van hierdie jaar raak te sien. Vir my is een van die wonders van hierdie tyd is, in ons eie gemeenskap het ons soveel wonderwerke gesien. In ons eie gemeenskap, hier in Kraddock, het ons soveel wonderwerke van God gesien. Kinders wat gebore is, wat wonderwerke is. Elke kind is 'n wonderwerk, maar besonderse wonderwerke, omdat daar voorspellings was, dat daar nooit 'n kind sal wees nie. Ek het die voorreg om die naweek ook van hierdie kinders te doop, en weer te bevestig om te sê, dat ook hierdie kind is 'n kind van God, want God het 'n belofte gemaak. En ons kan daai teken met mekaar deel. Wat 'n wonderwerk is dit nie? Wat jy in jou lewe nodig het. En dit geld vir ons almal. Want ons het almal is weer op hierdie pad na 'n bestemming wat God vir ons het. Party van ons loop langer die pad. Maar wat ons nodig het, is God. Wat ek egter wel vandag wil beklemtoon, is Josef kon nee gesê het vir Maria en eintlik vir Jesus. Dit was binne sy reg, en binne die tyd waarin hy geleef het, sou dit dalk in die samelewing en volgens die samelewing die beter keuse wees. Almal sou dit verstaan het. Maar hy sou die avontuur van die lewe saam met God gemis het. Hy sou die teenwoordigheid van die Here gemis het. Hy sou die verlosser van die wêreld gemis het. En so sou ek en jy ook dit gemis het. En soms is dit daardie een keuse, daardie een ontmoeting met God, waarin God jou roep, waarin jy kan reageer en antwoord op God se roepstem en sê, ja Here, hier is ek, gebruik my. Wat jy nie net jou lewe nie, en nie net jou gesin se lewe nie, maar dalk 'n wêreld kan verander. Moenie toelaat dat die wêreld hierdie oomblikke van jou af steel nie. Moenie toelaat dat die wêreld en sy magte dit van jou af wegneem nie.
En begin by jou gesin, jou familie, jou vriende naaste aan jou. Want saam, dit is waar die lewe begin. Saam met God en saam met mekaar. Leef hierdie liefde en vind vreugde daarin in hierdie tyd. Kom ons loof die Here se naam. Amen. So in oploop na Kersdag toe wil ek vir julle bid en daarmee saam, Here, mag elkeen van ons in hierdie tyd 'n geseënde en 'n vredevolle Kersfees beleef. Mag ons U genade beleef en mag ons ten spyte van soveel dinge in hierdie tyd U vrede ervaar. Here, skenk aan ons 'n helder somerkersfees. Amen.
Geliefdes, God se hoop sal jou anker wees te midde van die hopeloosheid van die wêreld. God se vrede sal oor jou hart en verstand waghou. God se vreugde sal jou ook dra deur hierdie hartseer tye. En God se liefde sal so in werklikheid vir jou wees, dat ander God in jou sal sien, en sy liefde deur jou sal beleef. Amen.